ons bestudeer vandag die woord van God met die preek getiteld Geloof om beproewinge te oorkom. In die Joseon-dynastie was daar 2 handelaars wat saam gereis het. Hierdie 2 handelaars het verskillende persoonlikhede gehad. Die een het baie gekla, maar die ander was optimisties. Die optimistiese handelaar was nie gemaklik of onbekwaam om dinge behoorlik te doen nie. Hy het nie gekla toe hy in 'n situasie te staan gekom het nie. Aangesien die 2 handelaars verskillende persoonlikhede gehad het, het hulle mekaar goed aangevul. Een warm somersdag moes hulle 'n baie hoë heuwel klim. As daar karre was, kon hulle net oor die heuwel ry. Maar aangesien daar nie karre was nie, moes hulle dit opstap. Die handelaar wat baie gekla het, het gesê: "Ag nee, ek is so sweetig as gevolg van hierdie warm weer. Moet ons regtig hierdie heuwel klim?" Hy het gekla oor om na die dorp aan die ander kant van die heuwel te gaan. Die persoon wat optimisties was, het dit egter nie so gesien nie. "Vriend, waarvan praat jy? In hierdie warm weer, watter handelaar sou hierdie heuwel klim om goedere in daardie dorpie te verkoop? As ons gaan, kan ons sekerlik alles verkoop wat ons dra. Is hierdie weer nie 'n seën vir ons nie?" Hierdie 2 mense het so 'n verskil in perspektief gehad. Een persoon het aan die pyn en swaar kry gedink, terwyl die ander gedink het aan die belonings wat kom nadat hy moeilikhede verduur het. Die rede waarom ek vir julle oor hierdie 2 handelaars vertel, is dat al ons geliefde Sion-lede ook probleme ondervind op die pad van geloof. Jesus het vir ons sy woorde hieroor gegee. Wie Jesus se disipel wil wees, wat moet hulle dra? Diegene wat nie Jesus volg nie, hoef nie die kruis te dra nie. Maar in hul lewe sal hulle 'n kruis in die gesig staar. Wanneer verskillende soorte kruise aan ons gegee word, as ons sê, ek is gepynig en sukkel oor hierdie kruis en kla, sal ons misluk. Diegene wat egter nadink oor die belonings en seëninge wat na lyding kom, sal nooit sulke dinge sê nie. Hulle sal altyd glimlag en dink, wat gaan volgende kom? Die koninkryk van die hemele wag vir ons, en God sal ons die koninklike priesterdom in die hemel maak. Hy het gesê, ek gaan soontoe om vir jou plek voor te berei. Stel jou voor, God berei 'n plek vir sy kinders in die koninkryk van die hemel voor. In hierdie wêreld, waar ons na 'n kort rukkie moet vertrek, watter verskil maak dit of ons in 'n enkelkamer of in 'n groot herehuis woon? Dit is net plekke waardeur ons gaan. Daar is gelowiges wat soos 'n reisiger leef, terwyl ander soos 'n swerwer leef. Vir 'n reisiger wat môre die huis verlaat, maak dit nie saak of die kombers dun is, die dekor lyks is, of die muurpapier eenvoudig is nie. Dit is omdat hulle môre vertrek.
Swerwers is egter anders. As 'n mens aan hierdie aarde dink as hul ewige woonplek, sal hulle oor alles kla. Haar huis is beter as myne, sy posisie is beter as myne. Aangesien hulle altyd vergelykings tref, kan hulle nie sukses in hierdie wêreld en in hul geloof hê nie. Daarom moet ons 'n optimistiese geloof hê. Breek die oggend nie nadat die nag verby is nie. Nadat die koue winter verby is, keer die warm lente nie terug nie. As ons die forsythia, kersiebloeisels en lenteblomme sien, dink ons, "Sjoe, dit het nou die dag gesneeu en tog het die lente alweer omgekom." Almal, niks in ons lewens hou vir ewig nie. Ons lewe op hierdie aarde is beperk. Dit is nie ewig nie. Diegene wat hul tyd op hierdie aarde as die van 'n reisiger sien, kla oor niks nie. Dit is nie nodig om te kla nie, want die plak papier is armoedig. Môreoggend verlaat hy die huis. Dit is nie die plek waar hy vir ewig sal woon nie, is dit? Diegene wat kla dink net aan die huidige swaar kry. Moet ek weer so 'n moeilike situasie hanteer? Die optimistiese handelaar het egter nie so gedink nie. As ek hierdie heuwel klim wat almal moeilik vind, sal die mense in daardie dorpie al my produkte koop. Almal, as ons die heuwel klim met hierdie ingesteldheid, sal dit nie moeilik wees nie. Vandag laat ons dit in gedagte hou. Watter soort geloof het die apostels gedurende die tyd van die vroeë kerk gehad om uitdagings te oorkom? Apostel Paulus het 5 keer die 40 houe -1 ontvang. Maar hy het geglo dat 'n kroon van die lewe aan hom gegee sou word. Daarom moet ons nie net lees oor die lewende voorbeelde van die heiliges van die vroeë kerk wat hul wedloop met ywer gehardloop het nie. Maar ons moet verstaan dat hulle eintlik hierdie soort lewe gelei het en in hul voetspore volg. Kom ons blaai na Romeine hoofstuk 8, vers 5. Diegene wat volgens die vlees lewe, sien hierdie aarde as hul ewige woonplek. Hulle beskou hulle lewens nie vanuit die perspektief van die vreemdelinge wat in die Bybel genoem word nie. Kom ons sien Romeine hoofstuk 8 vers 5. Wie volgens hulle sondige aard leef, bedink immers die dinge van hulle sondige aard, maar diegene wat volgens die Gees leef, bedink die dinge van die Gees. Ons leef 'n geestelike lewe. Wanneer diegene wat 'n geestelike lewe lei egter op 'n wêreldse manier optree, en die omstandighede vanuit daardie perspektief interpreteer, sal hulle vernietig word. Kom ons kyk weer na vers 5. Wie volgens hulle sondige aard leef, bedink immers die dinge van hulle sondige aard, maar diegene wat volgens die Gees leef, bedink die dinge van die Gees. Die denke van ons sondige aard loop uit op die. Wat is dit? Dood. Diegene wat daardie pad volg, sal met die dood eindig. Die denke van ons sondige aard loop uit op die, maar die denke van die Gees bring lewe en vrede. Die denke van ons sondige aard is. Wat gebeur as die verstand deur die vlees beheer word? Dit lei ons om vyande van God te word. Die denke van ons sondige aard is vyandskap teen God. Dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Wie in hulle sondige aard bly, kan God nie tevrede stel nie. Die woord en nooit ontbreek voor tevrede.
Sulke mense kan God nooit tevrede stel nie. Wie in hulle sondige aard bly, kan God nie tevrede stel nie. Vers 9. Julle daarenteen bly nie in julle sondige aard nie, maar in die Gees, as die Gees van God inderdaad in julle woon. As iemand nie die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan hom nie. Of dit nou die heiliges of die pastorale personeel is, daar is beslis heuwels en struikelblokke. Wanneer ons hulle in die gesig staar, moet ons nie kla, wanneer sal ons ooit daar kom? Ons moet eerder op die briljante toekoms fokus. Sommige mense stap die pad met die vreugde om die skatte van die hemel te verwag wat aan die einde van die reis lê, terwyl ander net aan die huidige lyding dink en sê, ag nee, dit is so moeilik. Ek gaan dood. Op die ou end sal laasgenoemde groep tou opgooi. Hulle kan nooit die top bereik met daardie ingesteldheid nie. Stel jou voor dat 'n groot skat bo op die heuwel is. Wie sal nie daardie heuwel opklim nie? Selfs diegene wat skaars kan loop, sal daarheen vlieg. Wat is die krag wat ons in staat stel om te vlieg? Is dit nie die hoop vir die hemel wat die hemelse moeder ons gee nie? Alhoewel ons die pad van die evangelie moet stap en na daardie heerlikheid kyk, dink ons nie, ag nee, om daardie heuwel te klim in hierdie warm weer sal my baie laat sweet. As ons dink, ander kan daardie heuwel wag talle mense om gedoop te word, sal daardie stappe nie moeilik wees nie. Kom ons kyk na vers 13. Hoofstuk 8 vers 13. Want as julle volgens julle sondige aard leef, sal julle sterf. Maar as julle deur die Gees die praktyke van die liggaam doodmaak, sal julle leef. Almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Julle het immers nie 'n gees ontvang wat verslawing bring, sodat julle weer bang hoef te wees nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat bevestig dat ons tot kinders aangeneem is en deur hom roep ons Abba, Vader. Vers 16. Die Gees self getuig teenoor ons gees dat ons kinders van God is. Maar as ons kinders is, is ons ook erfgename van God en mede-erfgename met Christus, mits ons inderdaad saam. Waarin moet ons deel? Lyding is iets wat elkeen wat die lewe van Christus volg, moet ervaar. Met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Vers 18. Ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie, ons huidige lyding kan nie vergelyk word met wat nie, vergelyk kan word met die heerlikheid wat bestem is om aan ons geopenbaar te word nie. God wil hê dat ons hierdie geloof moet hê. In plaas daarvan om na die probleme te kyk en te dink, moet ek dit weer oplos. Hoe kan ek hierdie swaar las dra? Ons moet dink, deur hierdie swaar las op my te neem, kan ek baie mense na hierdie pad lei. Dan kan ons verstaan dat ons huidige lyding nie die moeite werd is om te vergelyk met die heerlikheid wat in ons geopenbaar sal word nie. Die heiliges van die vroeë kerk het die evangelie met hierdie geloof uitgedra. Paulus is met 40 houe -1 geslaan, met stokke geslaan, met klippe bestook en 'n dag en 'n nag in die oop see deurgebring. Niks kon hom egter keer om die evangelie te verkondig nie. Waaraan het hy gedink? Dit was omdat hy uitgesien het na die toekomstige glorie. Ons sê ons het geloof, maar in situasies wat geloof vereis, dink ons, hoe kan ek weer daardie pad stap? Al wag skatte op ons aan die einde.
Ons moet dink, tussen hierdie twee tipe mense, watter eienskappe moet ons hê om die evangelie-sending te vervul? Daarom fokus diegene wat mislik net op die swaar kry, raak maklik moedeloos, terwyl diegene wat daarin slaag, dink aan die heerlikheid wat na hul harde werk sou kom. 성공하는 사람은 고생과 수고 그 다음에 올 영광을 항상 생각하는 사람이랍니다. Ek hoop dat al ons CEON-lede nie as mislukkings voor God sal verskyn nie. Laat ons met trots voor God staan as oorwinnaars, het sy in die evangelie of enigiets anders. 자랑스럽게 나타날 수 있는 우리 모두가 꼭 되었으면 좋겠습니다. Kom ons ondersoek kortliks hieroor in die geskiedenis van apostel Paulus. Kom ons kyk na 2 Korintiërs hoofstuk 11 vers 22. Is hulle Hebreërs? Ek ook. Is hulle Israeliete? Ek ook. Is hulle nakommelinge van Abraham? Ek ook. Is hulle dienaars van Christus? Nou praat ek sonder verstand, ek nog meer. Oorvloediger in harde werk, meer dikwels in die tronk, uitermate geslaan, en dikwels in doodsgevaar. Van die Jode het ek 5 keer 40 houe minus 1 gekry. 3 maal is ek met stokke geslaan, 1 maal is ek gestenig. 3 maal het ek skipbreek gelei, nag en 'n dag lank het ek die diepsee trotseer. Dikwels op reis met gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van die kant van my eie volk, gevare van die kant van die heidene, gevare in die stad, gevare in die woestyn, gevare op see, gevare onder valsbroers. Met harde werk en swaar kry, dikwels met slapelose nagte, honger en dors, dikwels sonder kos, koud en nakend. En afgesien van nog ander ongenoemde dinge, is daar daaglikse druk op my, my kommer oor al die gemeentes. Wie is swak, en ek is nie ook swak nie? Wie kom tot struikeling, en ek brand nie van ontsteltenis nie? As daar dan gespog moet word, sal ek oor my swakhede spog. Soos ons kan sien, was apostel Paulus koud, naak en selfs deur mense verwerp. Tog het hy voortdurend God se lewenswoord met mense gedeel. Dit is omdat wanneer hulle die woord van die lewe ontvang, hulle sondes vergewe sal word, en in plaas van die hel, sal hulle na die ewige koninkryk van die hemel gaan. Paulus het gedink dat dit 'n groot skat is om die koninkryk van die hemel aan elke persoon te gee. In die kombuis berei die pastorie personeel se vrouens elke Sabbat heerlike etes voor. Ek weet dit verg baie werk. Wanneer die weer warm is, is dit baie uitdagend om langs 'n stoof te staan. Aan die einde van hierdie poging sal ons verlore hemelse familielede egter terugkeer na Vader en Moeder. Op die dag wanneer die evangelie voltooi is, sal ons verander word in die geestelike gelykenis van God en terugkeer na die hemel. Met hierdie oortuiging werk die pastorale personeel en hul vrouens ywerig en klim hul eie heuwels. As gevolg van die beloofde seëninge het Paulus dit verduur om 5 keer met 40 houe minus 1 geslaan te word. Al was hy koud, naak en honger, het hy nooit opgehou om die evangelie te verkondig nie. Wat het Paulus op die ou end gesê? Nou het ek klaar gemaak wat ek moes doen. Ek het my plig voltooi. Nou lê daar vir my die kroon van geregtigheid voor. Dit is wat God beloof het. Ek het dit gesien en daarin gehardloop. Hoe wonderlik is God se krag.
God het die hemel en die aarde met sy woord geskape en die waters daarbo en die waters onder en alles daarin gemaak. Tog is daar nog soveel aspekte wat die wetenskap nie ontdek het nie. Dit is werklik geheimsinnig. God wat hierdie wonderwerke gedoen het, roep die harte van die mensdom op om na hom terug te draai. Dit is 'n baie maklike taak vanuit God se perspektief. Uit ons perspektief vind ons dit egter moeilik. Al ons seëonlede moet uitsien na die glorieryke toekoms wat deur God gegee is. Laat ons nie dink, hoe kan ek hierdie berg oorwin nie, en fokus net op die pyn. Ons moet fokus op die heerlikheid en seëninge wat sal kom as gevolg van die oorwinning daarvan. Net soos Paulus, Petrus en die heiliges van die vroeë kerk. In Hebreërs hoofstuk 11 sê dit dat hulle geloof gehad het dat die wêreld nie waardig was nie. Hulle geloof was nie net op die moeilikhede gefokus nie. In hul daaglikse lewe het hulle die hoop gehad dat die seëninge en heerlikheid ontvang sou word nadat hulle dit oorwin het, saam met God se belofte wat kosbaarder is as diamante. Daar is geskrywe dat God behaag gehad het in sulke mense. Hierdie geloofspad behaag Vader en Moeder. Selfs nou loop baie lidmate ywerig hierdie pad. Nietemin, almal van ons moet wedergebore word om 'n positiewe geloof te hê. Kom ons blaai na Hebreërs hoofstuk 11. Kom ons kyk na vers 6. Sonder geloof is dit. Hoe is dit sonder geloof? Dit is absoluut onmoontlik om God te behaag. Want wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die beloon wat hom soek. Deur geloof het Noag, toe hy die goddelike opdrag ontvang het oor dit wat nog glad nie gesien is nie, en omdat hy in eerbied gehoorsaam was, 'n ark voorberei vir die redding van sy huis. Daardeur het hy die wêreld veroordeel en 'n erfgenaam geword van die regverdiging volgens geloof. As ons gesê word, bou 'n ark vir jou redding, wat sou ons doen? Sou ons dit dadelik begin bou en sê, Amen. In ons geloofslewe moet ons sê, Amen en voortgaan. As die situasie van Noag, wat ons slegs deur geskrifte ervaar, egter werklik aan ons beveel is, sou dit anders wees. Baie lede sou dit moeilik ag. Angstige gedagtes soos, hoe kon ek dit moontlik doen, kan ontstaan. Dit was wat die 10 spioene gedink het. Hoe kan ons die groot vesting van Jerigo met Israel se onervare magte inneem? Op grond van wat hulle waargeneem het, het hulle gevoel dit is onmoontlik. Hulle het God se beloftes vergeet. God het aan ons die koninkryk van die hemele beloof. Laat ons nie net fokus op die probleme wat voor ons lê nie en alles anders vermy. Agter daardie taak lê 'n belofte wat ons Vader en Moeder gemaak het. Hulle help ons in alles. Aangesien God beloof het om ons te help tot die einde van die eeu, sou God ons vermy. Selfs net deur te kyk na wat in Hebreërs hoofstuk 11 oor Noag geskryf staan, kan ons sien dat as daar vir die mense van Noag se tyd gesê is, bou 'n ark, sou amper niemand maklik gevolg het nie. Aangesien daar niemand met geloof soos Noag se was nie, het God nie vir Noag gevra nie. Kom ons gaan voort met hoofstuk 11 vers 24. Deur geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van die dogter van die Farao genoem te word. En het hy eerder verkies om saam met die volk van God sleg behandel te word, as om die kortstondige genot van sonde te beleef. Moses het gekies om mishandel te word, omdat hy geweet het dat God Kanaan sou gee wat vloei van melk en honing.
Aangesien hy geglo het dat God aan sy volk die land sou gee, het hy meer vreugde daarin gevind om saam met hulle te ly as om die sondige genietinge in Egipte te geniet. Vers 26. Hy het die smaad van die Christus groter rykdom geag as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na. Waarna het hy uitgesien? Die beloning. Ons moet die hoop hê dat, sodra ons daardie heuwel klim, oneindige seëninge en skatte voor ons sal ontvou. Uiteindelik moet ons die evangelie-sending uitvoer met die geloof om sulke dinge te voorsien. Daar is geen evangelie wat die wêreld kan red nie, behalwe ons evangelie. Dus, wie moet hierdie werk doen? Ons moet dit doen. Daar is geen rede om oor die werk en vrees te kla en te dink. Hoe kan ons dit bereik? Nie. Toe jy die waarheid ontvang het, was daar dalk net 1 of 2 mense wat daardie pad gestap het. Kort daarna stap meer mense egter daardie pad. God het hulle gestuur. Die take wat aan ons gegee word, lyk dalk na 'n steiler heuwel in vergelyking met die van ander in die wêreld. Selfs al klim hulle egter hul heuwel, wen hulle niks. Wat ons heuwel betref, wat gebeur sodra ons dit oorsteek? Geen oog het gesien, geen oor het gehoor nie, en geen menslike verstand het die wêreld wat God vir ons voorberei het, begryp nie. Die vreugde sal ewig wees. Is so 'n wêreld nie aan ons beloof nie? Waarom het al 600,000 Israelitiese mans, wat saam met die 10 spioene gemor het, gedurende die 40 jaar lange reis omgekom? Dit was omdat hulle God se belofte oor Kanaan vergeet het. Laat ons onthou. Moeders sê altyd, het ons nie hoop vir die hemel nie? Wag die koninkryk van die hemel nie vir ons nie? Hierdie woorde is diep in my hart gegraveer. As ons aan die hemel dink, is die dinge van hierdie aarde niks. Tyd gaan verby of ons 'n bietjie meer eet of 'n bietjie minder eet. Kom ons kyk na Hebreërs hoofstuk 11. In hoofstuk 11 vers 32 staan daar geskryf: En wat moet ek nog meer sê? Want die tyd sal my ontbreek om te vertel van Gideon, Barak, Simson, Jefta, Dawid en ook van Samuel en die profete. Hulle wat deur geloof koninkryke verower het, wat gedoen het wat reg is, wat beloftes verkry het, wat die bekke van leeu's toegestop het, wat die geweld van vuur geblus, die skerpte van die swaard ontvlug het, wat krag ontvang het in hulle swakheid, wat magtig geword het in oorlogvoering, wat slaggordes van vreemdes afgeweer het. Vroue het hulle dooies deur opstanding terugontvang, ander weer is gemartel toe hulle nie die vrylating wou aanvaar nie, sodat hulle 'n beter opstanding kon verkry. Nog ander het die toets van bespotting en slaaf verduur, en boonop van boeye en gevangenskap. Hulle is gestenig, middeldeur gesaag, deur teregstelling met die swaard het hulle gesterf, in skaapvelle het hulle geswerf, in bokvelle behoeftig, verdruk, mishandel. Die wêreld was hulle nie werd nie. Wat was die wêreld? Dit was hulle nie werd nie. Waar het hulle geloof vandaan gekom? As hulle net na hierdie wêreld gekyk het, sou hulle nooit hierdie geloof gehad het nie. Hulle het so geloof gehad omdat hulle die skat van die hemel gesien het wat God aanderkant die heuwel besig was om voor te berei. Alhoewel die paadjie steil is, is dit nie moeilik nie. Dit is omdat ons hoop daar lê.
Maak nie saak wat ons in die gesig staar nie, eerder as om die pad van geloof te stap met klagtes soos die brommende handelaar. 늘 불평으로 일관하는 믿음의 길을 걸을 것이 아니라 Ek hoop dat ons die heuwel kan bestyg asof dit niks is en altyd ons oë op die heerlikheid hou wat God vir ons voorberei het. 아무렇지 않게 올라갈 수 있는 그런 언덕길이 좀 되었으면 좋겠다는 생각이 듭니다. Alles wat julle doen is geseënd. 참으로 Julle red die wêreld en verander duisternis in lig. 세계를 살리는 일들이고 Diegene wat sulke goeie werk doen, hoef nie te kla nie. 그런 위대하고 대단한 일을 하는 사람은 불평이 필요가 없습니다. 그 일은 Daar sal heuwels, 또 struikelblokke 많을 수 en 있고, hindernisse 또 wees. 돌부리도 있고, 장애물도 틀림없이 있습니다. 그 일을 Eerder 할 as om te 때마다 brom wanneer ons 불평으로 ook al sulke 일관하는 situasies 우리가 in die 되기보다는 gesig staar, 그런 모든 과정을 laat ons die 다 belofte 겪고 나면 stewig vasgryp dat, nadat ons al hierdie dinge verduur het, 다시는 사망이 없고 Vader 예통할 en Moeder 것이고 ons sal toelaat om vir ewig te regeer in die glorieryke wêreld waar daar geen dood, rou of pyn meer is nie. 세세토록 왕노릇하게 할 것이다 하신 그 약속을 끝까지 굳게 부여잡고 Daarom, ek hoop, in hierdie jaar sal alle sioens die vreugdevolle nuus van die voltooiing van die evangelie aan Hemelse Moeder Nuwe Jerusalem bring. 멋진 한 해를 만들어 가도록 합시다. Ons is God se kinders in die tyd van die Heilige Gees, wat die lig van die Heilige Gees ontvang, wat 7 keer sterker is as die van sy eerste koms. 하나님의 자녀들입니다. Selfs diegene wat net 1/7 ontvang het, het so mooi geloof gehad dat die wêreld nie waardig was nie. 감당치 못할 이런 아름다운 삶을 살았는데 Wat as hulle vir ons sê, julle het soveel seëninge en genade ontvang, maar hoekom is julle gedagtes so vlak? 얇고 좁습니까? Moet ons dit nie vermy om dit te hoor nie. 안 되지 않겠습니까? Pyn is kortstondig. Wanneer ons ook al dink aan die wêreld wat kom, is ons so gelukkig. 행복하고 황홀합니다. Ek hoop dat ons met sulke geloof vreugde aan die Hemelse Vader kan bring en Hemelse Moeder trots kan maak. 그런 훌륭한 우리 시골의 자녀들 다 되어 주시길 Hiermee wil ek 부탁드리면서 graag die preek 말씀하십니다. afsluit. 감사합니다. Dankie.